op die Rand die Rusbank vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels met Daniel Roslee, Johan Hatten, Andrew Nel, Stella Heininger, Henry Prinsloo en Lise Marie van der Berg. Hulle het almal onlangs baie groot prestasies behaal vir ons skool en dit is my 'n groot voorreg om vanoggend bietjie met hulle elkeen te gesels. Ek gaan begin by Daniel hier langs my. Nou Daniel het onlangs sy Suid-Gauteng klere vir diepsee visvang gekry by die junior nasionale kompetisie in Sotwana. En hier het hy by die kompetisie 'n geelsterk tuna vis gevang wat 12 kg geweeg het. Daniel, ek wil 'n bietjie by jou hoor van watter ouderdom af het jy begin diepsee visvang? Ek was 6 jaar oud toe ek die eerste keer uit was op die diepsee. 6 jaar oud. Jo, nog nie in die skool nie, toe begin jy al visvang. Ja, nee. Baie nice. En wie het jou geleer om vis te vang? Meneer my pa het my geleer. Is jou pa ook 'n groot visserman? Ja, pa. Okay, so gaan vang julle baie vis al. Ja. Dit is baie nice. En sê vir my 'n bietjie Daniel, wat is jou droom? Wat wil jy graag eendag word of is daar iets spesifiek wat jy wil bereik met jou visvang? Ja, ek wil eendag my Protea klewe kry vir diepsee visvang. Ja, dis groot. Harde werk, né? Ja. Ja, ons is baie trots op jou en Daniel baie sterkte. Ek glo dit gaan nog baie goed met jou gaan en ek dink ons gaan nog baie van jou hoor. Dan net langs ons het Johan. Nou Johan het 'n goue medalje gewen by vanjaar se Super 12 landklubkampioenskappe en as ons net weet hoe groot daai kampioenskappe is met 24 skole wat daar deelneem. Johan is 'n uitstekende prestasie. Het jy gedink jy gaan wen? Nee meneer, Hoekom nie? want dit is 24 skole en dit is nogals baie hard om daar te wen. Okay, en ek seker daar's baie sterk atlete op wat deelneem, né? Ja. So elke atleet het maar 'n wenresep, né? So wat is die geheim agter jou wat so goed hardloop? Hoekom doen jy so goed? Ek glo net in myself en ek oefen my hart uit en ja. Dit is great want Johan, ek weet jy oefen by my en ek is jou afrigter en ek kan van die mense sê hoe hard jy elke middag oefen en dit is een van die groot redes waarom jy so suksesvol is. So Johan, wat is jou droom? Wat wil jy eendag bereik? Ek wil eendag die beste 400 meter atleet word. Okay, so jy wil eintlik meer fokus op baanatletiek. Ek hou van dit. Dit is so na my hart. Baie geluk Johan. Ons is baie trots op jou, hoor. En dan Andrew, jy het 'n ongelooflike jaar hierdie jaar gehad met die landloop. Gauteng klere gekry, by die ASA kampioenskappe deelgeneem. 18de uit 150 atlete. Dit is ongelooflik. En dan het jou span ook algeheel tweede plek behaal en jy ontvang 'n silwer medalje. So Andrew, watter ouderdom het jy begin om aan landloop deel te neem? In graad 1 meneer. Graad 1 al. En toe het jy teen graad 1 deelgeneem of teen ouer kinders? Teen ouer kinders. En seker ook nog goed gedoen ook nie. Andrew, well done. Is landloop vir jou harde oefening en by wie oefen jy? Dit is nogals hard en ek oefen by Tannie Liani. Okay, en ek is seker daarvan sy druk julle by die oefeninge, nie? Om fiks te word. Ja, dis goed, mens moet hard werk. En Andrew sê 'n bietjie vir my, watter droom is jou grootste droom wat jy graag eendag sal wil bereik? Ek wil Olympics toe gaan. Die Olimpiese spele. Ek dink dis 'n ongelooflike droom en ons hou vir jou styf tyme vas dat ons eendag van jou sal hoor as jy daar deelneem. Baie geluk Andrew, hoor. Dan Stella. Ook Gauteng klere vir landloop. Baie geluk Stella, dit is ongelooflik. Dit was nou die eerste keer dat jy Gauteng klere gekry het vir landloop, is ek reg? Was die kompetisie sterk geweest? Is dit? En by die distrikkampioenskappe moes jy seker baie hard fight om daai Gauteng klere te kan kry, nee. Ja, ek kan dink. So, wat sal jy vir iemand sê, of as iemand jou kom vra, hulle wil graag landloop doen, wat sal jy vir hulle sê, wat is belangrik om landloop te kan doen? Oefen hard en jaag jou drome. Jaag jou drome en oefen hard, ek hou van daai. So, ek vra dit vir almal en ek wil vir jou ook vra Stella, wat is jou droom? Wat wil jy graag eendag bereik? Ek wil by die Olimpiese marathon hardloop. 'n Marathon by die Olimpiese spele. Wow. Ons het al 'n paar vrouens gehad wat daar deelgeneem het en dit sal great wees as ons jou naam ook eendag daar kan sien. So baie sterk Stella, ons hou vir jou styf tyme vas, hoor. Meneer Prinsloo, Henry. Gauteng klere vir landloop, is dit die eerste keer? Was daar al eerste keer? Baie geluk Henry. Dit is great, ek is baie trots op jou. Dink jy mense moet deursettingsvermoë hê as jy wil landloop doen? Ja, baie meneer. Hoekom sê jy so? Meneer, want jy moet hard kan oefen en as jy voel of jy moeg is, dan kan jy nie ophou nie, want dan gaan jy ook in die reis moeg word en dan kan jy nie aangaan nie. En dit is een van die grootste goed wat 'n lang afstand atleet wat baie van julle is moet hê, nie?
is om deursettingsvermoë. Jy kan nie ophou. Dis al is dit hoe moeilik en hoe seer moet 'n mens maar vasbyt, nee. Ja. So hierdie seisoen is nou verby, maar watter doelwit het jy vir jouself gestel vir 2026? Meneer, ek sal graag SA's toe wil gaan. Volgende jaar. Ja. Atletiek? Atletiek sal ek ook graag SA's toe gaan. Ons gaan vir jou styflyn vashou en jou grootste drome, Henry, wat wil jy graag eendag doen? Meneer, ek het op die oomblik baie groot drome, maar ook een is Olimpiese spele toe te gaan. Ek hou van daai droom. Julle praat goedjies waarvan ek baie hou en dis great. En jou ander drome, jy sê jy het 'n paar ander groot drome, wat is dit? Meneer, om dalk die rugby wêreldbeker te speel of die T20 SA cricket te speel. Ek like dit. Julle moet ander droom, hè. Mens moet nooit opgee aan sulke drome nie, hoor. En dan Lise Marie, jy's nou graad 7, so dis nou die laaste jaar hier by ons en jy het van kleins af net ongelooflik gedoen met atletiek en hardloop. En ek dink, as ek reg is, hoeveel keer geld in klere? Ek dink van graad 4 of graad 5. So dis 5, 6 jaar. Wel dan. Ons is baie trots op jou. Jy het onlangs 'n armbesering gehad, né? En was dit vir jou moeilik geweest om te hardloop met so 'n besering? Ja, dit was vir my baie moeilik geweest want gewoonlik oefen ek soos elke dag. Okay. En ek kon vir soos julle 3 weke nie geoefen het nie en na dit nog 2 weke want toe was my arm nog nie helemaal reg nie. En ek kan dink om in die hardloop dan raak hy seer, né? Ja. So dit maak dit moeilik en dan verloor mens fiksheid. Ja. So dit is nie lekker nie, veral vir iemand van jou wat so hard oefen. So buite na die seer arm, hoeveel keer 'n week oefen jy? Ek oefen maandag tot Vrydag en dan partykeer op 'n Saterdag, maar ek oefen nooit op 'n Sondag. 6 dae 'n week. Dis baie harde werk. En kan jy vir ons 'n bietjie vertel watter tipe goed doen julle by die oefening? Hoe lyk jou oefenprogram? So ons doen elke dag soos verskillende goed. Soos gewoonlik doen ons soos 6 200's Okay. of 5 400's en 350's en goed soos daai. Maar meestal langer goed, Ja. nie om my fiksheid te bak. Okay. En Lise Marie, jou droom, wat is jou grootste droom? So ek fokus eintlik nou op die 800. So ek wil my personal best is 2 minute 18 en ek wil dit 2:14 hardloop. Volgende jaar. Ja. Ek dink dis 'n baie realistiese doel en ek dink vir hoe jy ontwikkel en hoe goed jy doen, kan jy dit baie maklik doen. So ons gaan vir jou dophou. Wat so hoërskool toe gaan jy? Ek gaan maar hê vir julle. Okay, so ons gaan vir jou skree daar en ons gaan vir jou dophou en kyk of jy daai droom bereik. Baie geluk en baie sterkte ook vir jou volgende jaar by die hoërskool. Julle ouetjies, baie dankie. Dit was lekker dat ek vanoggend met julle kon gesels. Julle is almal 'n klomp staatmakers met groot drome en ek dink dit gaan nog lekker wees om te sien waarheen julle gaan en wat julle alles gaan bereik. Dankie dat julle vanoggend met ons gesels het.